Voordat Joyce praat, kyk op die bord, die wat nie verlede Sondag by die Presby Kerk was nie, daar's 'n vraelyste en penne, asseblief voor jy vandag weggaan hierso, vul vir my 'n vraelys in, hoor. Noem nie 2 maal invul nie, behalwe as jy 2 maal getel wil word, maar andersins, as jy hom nog nie ingevul het, jy vul dit net voor in en los dit net op die tafel, daar by die ingang. Dankie Joyce. Goeiemôre almal en baie welkom by ons vanoggend erediens. Kom ons loof en prys die Here en ons gaan met 'n dankbare hart in die erediens in. Want die
Dankie, jy kan maar sit. Welkom, het is lekker om by julle te wees. Very welcome there this morning. Net so 'n paar afkondigings. Bybelstudies hierdie week is Dinsdag aand op 7:00 by Maggie en Verity se huis, Woensdagoggend 10:00 by Amatola Huiven en Woensdag aand 6:00 by Johan en Christa Koch. Dan is ons bly dat Annelie en Hanlie van Deventer se kleinkinders terug is huis toe en selfs terug skool toe. Die jongetjies raak vinnig gesond. Laasweek in die hospitaal en maandag terug in die skool. So ja, ons is baie dankbaar dat hulle gesond is. Bid asseblief ook vir Linden Hall. Hy moet Woensdag 'n mediese prosedure ondergaan. En soos die ou oomie in my eerste gemeente gesê het, soms mishandel die dokters jou baie goed. So ja. Hou aan om te bid asseblief vir Jamie Lee Botha en die Oosthuizen, terwyl hulle kankerbehandeling ondergaan. En Wayne Keatley het besluit om sy behandeling te staak. En kan ek maar sommer vra dat julle sal dink aan Rina ook asseblief. Sy is al van Vrydag af in die bed. Vrot van 'n griep of 'n ding. Ons hoop maar is nie 'n ding nie, dat dit net griep is, maar ja, sy gaat nie lekker nie. Dink maar net aan haar. En dan net, is lekker om jou te sien. Jy het ook so 'n dip gehad hier so 'n week, 2 weke terug, maar dit is goed om jou weer by ons te sien. Daar is vraelyste, soos ek net vinnig gesê, daar op die tafel, daar in die ingangsportaal. Asseblief as jy dit nie verlede week ingevul het nie, vul dit vanoggend in. Almal 10 jaar en ouer. So, dis net die heel kleintjies wat skiep. So as jy 10 jaar oud is of enigiets ouer is dit, 10 tot 110 kan ons maar sê. Vul asseblief vir my 'n vraelys in, as jy dit nog nie verlede week gedoen het nie. Dan net so 3 verjaarsdae hierdie week, en vir 'n verandering is dit meer presbies as NG. Die 3de was Charlene Ranger van Kai Road, die 7de is Sue Bussy ook van Kai Road, en die 8ste is Beat Els van Komga. Niemand in Stadterheim verjaar hierdie week nie, of ek het nie jou naam nie, so een van die 2 goeders.
sien hier is al 'n paar mense op Facebook. Hulle is net so welkom soos die res. Dit is altyd lekker om te sien dat mense deelneem aan ons erediens. Al sit sommige van hulle baie ver. Psalm 121, die bekende woorde. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Weet, toe ek groot geword het, het ek gedink, my hulp moet van die berge afkom. Tot ek later geleer het, dis eintlik andersom. Die digter sê, juis, jou hulp kom nie van die berge af, jy kom nie van die bergtoppe af nie. Want my hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jou voet struikel nie. Jou beskermer sal nie insluimer nie. Kyk, die beskermer van Israel sluimer nie in en hy slaap nie. Jy hoef nie te kyk vir die berge nie, jy hoef nie te kyk vir wat ook al nie. God sluimer en slaap nie. En hy is ook vanoggend hier met ons. Daarom kan ek julle groet met hierdie woorde. Genade en vrede van God die Vader, wat sy seun na hierdie wêreld toe gestuur het. Genade en vrede van Jesus Christus, die gekruisigde, en genade en vrede van die Heilige Gees, wat ons aan Christus verbind. Amen. Kom ons staan op en ons sing 'n loflied, lekker hartlik. Die brief aan die Romeine is die een brief wat in die tyd van die reformatie of die hervorming, die hervormers, veral Martin Luther, geweldig oortuig het van God se genade en dat ons gered word deur genade alleen. So luister net vir hierdie 3 verse uit Romeine 8. Daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees, wat in Christus Jesus die lewe gee, het jou immers vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Dit waartoe die wet, verswak deur ons sondige aard, nie in staat was nie, het God gedoen. Dis 3 verse wat geweldig baie sê. En vir my is amper die ongelooflikste, daai laaste 3 woorde, het God gedoen. Nie gevra dat ek en jy eers oulik raak nie, nie gevra dat ek en jy eers goed raak nie. Gesê, hy vat ons, aanvaar ons, soos ons is. Dan maak hy van ons wat ons kan wees, wat ons moet wees. Gee so 'n oomblik, dink 'n bietjie na, praat met die Here hieroor, en daarna sal 'n lied speel wat ons soos 'n geloofsbelijdenis kan sing. Maar kom ons raak eers net 'n oomblik stil en dink oor wat hierdie verse vanmôre vir jou sê.
Kom ons buig die hoofde in gebed. Ja, Heer, ons probeer so graag selfbeheer. En elke keer dan faal ons. Maar dankie dat U in beheer is. Dankie dat U die een is wat ook vanmôre hier vir ons almal bymekaar gebring het. Dankie dat ons U kan vertrou. Dat U woord vanoggend kan en wil spreek tot elke een van ons. Ja, Heer, help dat ons U stem sal hoor. In Jesus se naam vra ons dit. Amen. Ons lees vanmôre uit Johannes 3 en al staan is die skriflesing die hele 21 verse, gaan ek nie alles lees nie. Ek gaan so gedeeltes lees. En soos gewoonlik is die Afrikaans en die Engels albei op die skerm. Ek lees vanoggend die Afrikaans. Daar was 'n man uit die geleedere van die Fariseërs met die naam Nikodemus, 'n leier van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê: Rabbi, ons weet dat U 'n leermeester is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens verrig wat U verrig as God nie met hom is nie. Jesus het hom geantwoord: Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom: Hoe kan 'n mens weer gebore word as hy reeds oud is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die moederskoot ingaan en gebore word nie. En dan is so effens 'n redenasie tussen Jesus en Nikodemus. En dan antwoord Nikodemus in vers 9. Hierop vra Nikodemus hom: Hoe kan hierdie dinge gebeur? En Jesus het hom geantwoord: Jy is die leermeester van Israel, en jy begryp hierdie dinge nie? Amen, amen, ek sê vir jou, ons praat oor wat ons weet, en ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. En dan gaan die gesprek verder, en waar Nikodemus sukkel om te verstaan wat Jesus wil sê. En dan kom Jesus met hierdie bekende woorde van vers 16 af. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie, want wie nie glo nie, staan reeds veroordeel, omdat hy nie in die naam van die unieke seun van God geglo het nie. En dit is die oordeel. Die lig het in die wêreld gekom, maar die mense het die duisternis liefgehad bo die lig, omdat hulle dade boos was. Want elke een wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel kan word nie. Maar wie volgens die waarheid leef, kom na die lig, sodat sy dade bekend kan word, dat hulle in God gedoen is. Ons lees net tot sover. As jy nou die hele gedeelte gaan lees, dan is dit eintlik 'n vreemde storie. Dis 'n ryk, godsdienstige Jood. Hy was lid van die regerende klas in Jesus se tyd. Ek kan maar sê in ons dae was hy in die parlement, want hy was 'n Sadduseër ook gewees. En hy sluip in die nag daar na Jesus toe. En dan kom hierdie baie lang gesprek, waarin hy Jesus telke male misverstaan, totdat Jesus vir hom direk in vers 16 en 17 sê, waaroor gaan dit? Wat is God se doel? Maar voordat ons verder kyk, ek weet nie of julle opgelet het toe ons gelees het nie, en al 'n paar maal ons vir julle gesê dat die skrywers van die Bybel het daarvan gehou om belangrike goed tussen hakkies te sit.
Dat jy nou weet, hier kom iets nou. Maar interessant, Johannes sit hierdie gedeelte in hakies, maar is so 'n bietjie van hakies met 'n draai, met 'n twist. Want in vers 2 praat hy daarvan dat Nicodemus in die nag na hom toe kom, na Jesus toe kom. En dan vers 21 en 20, vers 20 en 21 verander die nag skielik na lig toe. Nicodemus kom in die nag na Jesus toe. En dan sê Johannes as hy dit skryf, eintlik het Nicodemus na die lig toe gekom, na Jesus toe gekom. So dit was die hakkies waarin Johannes hierdie sit. Wie volgens die waarheid leef, kom na die lig toe. En dit is nogal belangrik om dit te onthou, want dit help ons so 'n bietjie te verstaan. Wat wil Jesus met hierdie bekende verse sê? En dit gebeur in die evangelie van Johannes, omdat die koninkryk van God naby gekom het. Die koninkryk van God het gekom in die persoon, in die teenwoordigheid van Jesus. En hoe het hierdie koninkryk gekom? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy die direkte vertaling sê, sy unieke seun gegee het. Ek het groot geword met die vertaling wat hy gesê het, hy het sy enigste seun gegee. Maar hierdie Griekse woord is soos baie van die goed, moeilik om direk in Afrikaans of in Engels te vertaal. Want daai woord beteken enig in sy soort, spesiaal, geliefd. So dis 'n baie vol woord. Enigste, ja. Unieke, ja. Geliefde seun, ja. Spesiale seun, ja. Enig in sy soort. Alles wat sê, hoe het God sy liefde na ons toe gebring, hier op aarde. En ek hoor veral 3 goed hierso. Ek hoor God se hart, die Vader se hart, wat die hele wêreld liefhet. Selfs hulle wat ons nie van hou nie, ongelukkig. God het vir hulle ook lief. Die Vader het die hele skepping lief. Miskien daarom dat Johannes die Griekse woord kosmos gebruik, reg deur sy evangelie. As hy praat oor hoe lyk hierdie objek van God se liefde, dan sê hy kosmos. En telke male gebruik hy kosmos op 'n manier wat sê, dis nie hulle wat in God se goeie boekies is nie, dis nie hulle wat reg optree teenoor God nie. Dis juis ook hulle wat teen God is, wat in opstand is teen God. So mense ook hierdie vers kon vertaal en sê, want so lief het God die wêreld wat in opstand is teen hom gehad, dat hy sy enigste spesiale seun gegee het. Hy het nie gewag dat ons eers oulik word nie. Tweede ding wat ek hier hoor, die oplossing is die seun. Die oplossing is nie onderhoue wet nie. Die oplossing is nie, soos Micha sê, gaan gee 10.000 offers van olie, of 1.000 kalvers, of wat ook al nie. Die oplossing wat God gee, is sy eie seun, homself. Want, dit is die derde ding wat ons hier hoor. God se wil is, die Vader se wil is, dat niemand verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En dis nou weer een van die snaakse draaie hier. Die Afrikaans vertaal die ewige lewe sal hê, terwyl die Grieks eintlik die teenwoordige tyd gebruik. Dat ons nou al die ewige lewe het. As ek nou glo in Jesus Christus, as ek nou hom aanvaar, dat hy gekom het, nie omdat ek so oulik is nie, maar omdat hy vir my lief het, dan het ek nou al die ewige lewe. Dit is nie iets wat wag vir eendag later, eendag in die toekoms nie. Nou, vir 'n Jood moes hierdie so 'n bietjie vir as 'n skok gekom het. Dink nou jou skielik weer terug. Jy's Nicodemus.
Jy's 'n fariseer, jy's 'n geleerde man, jy's ook lid van die, noem dit nou maar die Joodse parlement, jy's baie gesien, en jy glo, en hou vas daaraan dat die Jode is die uitverkore volk van God. God is daar vir hulle, beslis nie vir hierdie Romeine en hierdie ander heidene wat ook hier in Palestina rondleef nie. En nou kom sê God, maar ek is vir die hele wêreld lief. Insluitende hulle wat teen my is. Ek gee my seun vir almal, insluitende hulle wat teen my is. Ek wil nie hê dat selfs 'n Romein verlore gaan nie. Ek wil almal by my hê. Dis ongelooflike waarhede wat hier bymekaar gevat word. God se liefde is universeel. Hy het almal lief. Sy liefde offer homself op vir hierdie hele skepping. Sy liefde is ewigdurend. En as ons vra, hoekom doen God dit? Hoekom is God bereid om dit te doen? Dan gee Johannes net een antwoord. Want God is lief vir ons. Dis al antwoord wat daar is. Dis amper 'n vreemde antwoord vir ons as mens. Dis 'n antwoord wat soms ons logika te bowe gaan. Geen wonder Paulus skryf, dis 'n struikelblok vir die Jode en 'n dwaasheid vir die Grieke nie. Hoekom sal God dit tog doen? Alles wat ons doen, alles wat ons sien, wys daarop dat hy eintlik kwaad moet wees vir ons. Dat hy ons eintlik moet verdelg. Maar hy kom en hy sê, hy is lief vir ons. En omdat hy lief is vir my, vir jou, vir elke een van ons, gee hy sy oplossing, sy seun, sodat ons 'n lewe saam met hom kan leef. Ja, God se liefde is meer as blote emosie. Hierdie liefde kan ook vertaal word as dat God het ons, het die wêreld, die skepping, wat teen hom is, so van waarde geag, dat hy sy eie seun gegee het. En as jy nou iewers vandag, vanaand, môre, in 'n spieël kyk, herinner jouself, daai gesig wat jy daar sien, God het daai een so van waarde geag, so hoog geag, dat hy sy seun gegee het, sodat ek en jy, en daai gesig wat jy daar in die spieël sien, sy kinders kan en mag wees. So mens hierdie gedeelte lees en weer lees en die diepte daarvan begin jou raak, dan begin ek ook amper soos Nikodemus voel. Mens sukkel om die diepte van God se liefde, om een te verstaan, maar het is eintlik nie verstaanbaar nie, eintlik te aanvaar, en om dan daaruit te leef. En dit is so of die hele tyd aan mense verstand te bowe gaan. Hoe is dit moontlik dat God vir ons so lief kan wees? En die hele tyd, weet as ons daar ou stemmetjie hier op my skouer vir my sê, jy dink dit is so. Kyk nou wat het jy hier en hier gedoen. Nee. En dan kom sê God vir ons, vergeet my die ou stemmetjie. Ek ag jou so hoog, ek ag jou so van waarde, dat my seun vir jou gegee is, sodat jy, ek, ons, saam met hom kan leef, van nou af,
tot in ewigheid. Dit is ongelooflik dat hierdie unieke, enigste, spesiale, geliefde seun van God bereid was om dit vir my en jou te doen. Gaan vandag en weet dit nie net nie, maar gaan juig en jubel daaroor, leef daaruit. Gaan kyk sommer vir jou as jy by die huis kom in die spieël. Gaan sê vir jouself, jy moet die bless. Nee, God is vir jou ook lief. Gaan sê dit vir jouself. Amen. Ons buig die hoofde in gebed. Here, ons staar elke dag teen slegte nuus vas. Ons hoef nie eers te gaan soek daarvoor nie, dit kom sommer net na ons. Van alle kante af. Van politiek en van krag en gebrek aan krag en petrolpryse en kospryse en siektes en wat ook al. Maar Heer, U kom met die absolute, ongelooflike goeie nuus na ons toe. Dat U vir ons lief het. En dat ons vanuit hierdie liefde kan leef. En dat ons vanuit hierdie liefde ook iets kan wys vir ander mense. Hoe lyk dit as God my lief het? Vanmôre, Heer, wil ons dit nie verstaan nie. Ons wil dit nie verklaar nie. Ons wil dit aanvaar, ons wil dit koester, ons wil dit toevou in ons arms. Ons wil hier uitgaan en leef en weet. Dion, Annette, Piet, Willie, Ross, wie ook al my naam is, vanoggend het God vir my lief. Nou het God vir my lief. Nou wil God vir my toevou in sy arms. En dankie Heer dat hierdie wete vir my krag gee, vir my moed gee, vir vandag en vir die week wat voor my lê. Dankie Heer dat hierdie wete vir my ander oë gee, om na die slegte nuus mee te kyk. Om te weet, dat hoe sleg die nuus ook al is, niks, maar niks, kan ons losruk uit U hand uit nie. Niks kan ons losruk uit U liefde uit. Dankie daarvoor in hierdie môre. Ons dankie in Jesus se naam alleen. Amen. Soos gewoonlik is die bordjies vir die kollekte daar by die voordeur. So kom ons staan op en ons sing 'n lied waarin ons antwoord op dit wat ons gehoor het uit die Here se woord.
Openbaring 22 herinner ons hieraan. Hy wat van hierdie dinge getuig, ook van hierdie liefde, sê, ja, ek kom gou. Amen. Kom, Here Jesus. Genade van die Here Jesus, bly by julle almal. Amen. Voor ons die uitsendingslied sing, ek het 'n paar goed vergeet. As julle in die saal gaan koffie drink, loer maar daar, deur die kombuis, hoe lyk die braaikamer deesdae? Hy het so 'n bietjie verander. En die 1 April gaan ons so hier rondom middagete se tyd braai. Want wat doen 'n mens nou als anders met 'n braaikamer? So daar's iemand wat gaan kom sing. Daar's ons gaan lekker vuur maak en lekker kuier. So maak slank 'n knoop in die oor vir die 1 April. Natuurlik is daar tee en koffie en eetgoed in die saal. En asseblief, as jy nog hierdie vraelys ingevul het nie, moet nie weggaan nie. Skribbel gou, is net 10 vragies. Dankie. Hallelujah.
Ja. Got to stop these guys.